Jakob en Esau ontmoet mekaar, Genesis 32 en 33. Was jy al ooit kwaad vir iemand anders? So kwaad dat jy hom dalk wou seermaak? Of was jy dalk al seer gemaak? En dan is jy so kwaad vir iemand, jy wil nie eers luister dat hulle vergewe word nie, dat hy jou dalk seer gemaak het. Die Here wil hê ons moet vrede maak. Dit is 'n baie belangrike ding vir die Here. En daarom sien ons 'n verhaal. En dit is van Jakob en Esau, hoe hulle weer moes vrede gemaak het. Onthou julle die storie, hoe kwaad was Esau gewees, omdat Jakob hom verloon het, en Jakob het om sy eerstgeboortereg gesteel. Maar later het Jakob gaan vrede maak, en dis waarna ons kyk vandag. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, baie dankie dat ons die kinders kan wees, dat ons weer kan leer vanuit die woord. Kom help ons en leer ons, help ons om mooi te luister, soet te wees, help ons onderwysers, wees met hulle, en help ons om altyd vrede te maak. Amen. Gedeelte wat ons vandag lees, kom uit Genesis. Genesis is deel van die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Kom ons sê die boeke saam. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons luister nou saam na Jakob en Esau ontmoet mekaar. Genesis 32 en 33. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom teëgekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy: "Dit is 'n leer van God." En Jakob het die plek Maganaim genoem. Daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seerstreek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hulle gesê: "So moet julle vir my geagte broer vir Esau sê. So sê Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Ek het tot nou toe by Laban gebly. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees." Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê: "Ons het by u broer Esau gekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom." Jakob het baie bang geword. Angs het hom oorval. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en kamele in 2 groepe, want het hy gedink: as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. Daarna het Jakob gebid: "Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isak, u wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en u sal goed doen aan my. Ek is al u gunsbewys nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg het nie. Toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie 2 groot groepe. Red my tog uit die mag van my broer Esau. Ek is bang vir hom. Ek kan dalk kom en my doodmaak, en ook die moeders en kinders. U het my tog beloof. Ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag tot baie maak, soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie." Jakob het daar oornag en die volgende môre
vat hy toe uit sy besittings 'n geskenk vir sy broer Esau. 200 bokoeie en 2 bokramme, 20 bokramme. 200 skaapoeie en 20 ramme. 30 kameelkoeie en met klawers. 40 koeie en 10 bulle. 20 donkiemerries en 10 hingste. Hy het elke trop aan 'n slaaf gegee en gesê: "Trek vorentoe, maar hou 'n afstand tussen elke trop." Hy het die voorste slaaf beveel: "Wanneer my broer Esau jou kry en jou vra: 'Wie is jy? Waarvandaan kom jy en aan wie behoort al hierdie goed voor jou?' moet jy sê: 'Dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook agter ons aan." Jakob het dieselfde opdrag aan die tweede slaaf gegee, en ook aan die derde, en aan elkeen wat agter 'n trop was. Jakob het vir hulle gesê: "Wat ek vir die voorste gesê het, moet julle almal vir Esau sê as julle by hom kom. Verder moet julle ook nog sê: Jakob, kom agter ons aan. Hy wil aan u onderdanig wees." Jakob het naamlik gedink: "Met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie by te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik." So is die geskenk vir Jakob uitgestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur die Jakobsdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek toe met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob gaan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan totdat dit uit sy pootjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: "Los my, want die dag breek." Jakob het geantwoord: "Ek sal jou net los as jy my seën." Toe vra die man: "Wat is jou naam?" En hy antwoord: "Jakob." Die man het gesê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit end uit volgehou." Toe sê Jakob: "Sê my tog jou naam." En die man vra: "Waarom vra jy my naam?" Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem. Want, het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuwee wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen die heup geslaan op die senuwee. Toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte sien aankom met 400 man by hom. Jakob het die kinders onder Lea en Rachel en die 2 persoonlike slavinne verdeel en die slavinne met hulle kinders op die voorpunt gesit. Lea met haar kinders was agter hulle en Rachel en Josef heel agter. Hy self het verbygegaan tot heel voor en toe hy nader na sy broer toe kom, het hy 7 keer diep gebuig. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen en hulle het gehuil. Esau het opgekyk en die vrouens en kinders gesien en toe sê hy: "Wie is al hierdie mense by jou?" Jakob het geantwoord: "Dit is die kinders van wat God in sy liefde aan my gegee het."
Die persoonlike slavinne het met hulle kinders nader gekom en gebuig. En toe het ook Lea met al haar kinders nader gekom en gebuig. Josef en Rachel was heel agter en ook hulle het nader gekom en gebuig. Toe vra Esau: "En wat is jou bedoeling met al hierdie goed wat ek gekry het?" En Jakob antwoord: "Dit is om vir u vriendskap te wen." Maar Esau sê vir hom: "Broer, ek besit self baie. Wat joune is, moet joune bly." Toe sê Jakob: "Nee, as u my goedgesind is, moet u my geskenk aanvaar. Ek het na u toe gekom om u goedgesindheid te wen, net soos wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van God verskyn, en u het my vriendelik ontvang. Aanvaar tog my geskenk wat vir u gebring is, want God was goed vir my en ek het oorgenoeg." Jakob het by Esau daarop aangedring en toe aanvaar hy die geskenk. Hy het vir Jakob gesê: "Breek kamp op dat ons verder kan trek. Ek sal vooruit trek om jou te beskerm." Maar Jakob het hom geantwoord: "U sien tog self, die ou kindertjies is maar klein en die lammetjies en die kalwers by my is nog swak. As 'n mens hulle net een dag te hard aandryf, is die hele klomp dood. Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom en seer." Toe sê Esau: "Dan los ek 'n paar van my manne by jou." Maar Jakob vra: "Waarom wil u dit doen? U is my tog goedgesind." Esau is daardie dag nog terug op sy pad Seir toe. Jakob het gaan tent opslaan by Sukot en daar het hy vir hom 'n huis gebou. Hy het ook takkrale vir sy vee gemaak en daarom word die plek Sukot genoem. Ons memoriseervers is Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe. Kom ons sê dit saam. Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Wat is die dinge wat ons alles geleer het? Eerstens het ons gesien hoe Jakob vrede gemaak het deur geskenke te stuur. Hy het dinge vir sy broer gestuur om vrede te maak. Hy onthou nog dat hy sy eersgebore reg gestuur het en hy wil dit regmaak. Tweedens het ons gesien, toe hy bang raak, het hy gebid. En wat belangrik is, toe hy gebid het, het hy onthou wat God vir hom beloof het. En hy het ook dit in sy gebed genoem. Ons het baie beloftes wat die Here ook aan ons maak, dat hy ons vergewe, dat hy by ons is, dat hy ons sal help, en ons moet die Here daarin herinner vir onsself. Dit ons ook gesien, hoe hulle teruggekom het, en dit het slegte nuus wat hulle gehoor het, want hulle het gehoor hoe daar 400 man saam met Esau was, en dit het hom bang gemaak. So baie keer gaan dit maar sleg as ons wil vrede maak, maar ons moet nie ophou nie. Ons het gesien hoe hy met die boodskapper van die Here gestoei het. Wat belangrik is wat ons daar moet onthou, die Here het vir hom gewys, Jakob stoei met mense, maar omdat hy aangehou het, het God hom geseën. Hy het nie opgehou nie. En onder andere het hy gaan vrede maak en nie opgehou nie. Dit het ons ook gesien hoe hy baie respekvol vir Esau ontvang het en voor hom gebuig en hy het baie respek gehad. Dit het ons gesien hoe God dit goed laat uitdraai het deur Esau goedgesind te maak teenoor Jakob deur hom te vergewe. Wil jy ook vrede maak?
Bid vir die Here en vra hom jou te help om vrede te maak, want dit is baie belangrik vir die Here dat ons sal vrede maak. Waar jy sukkel om dit te doen, vra die Here om jou te help. In Jesus is daar vir ons baie beloftes, dat hy ons sondes vergewe, dat hy ons help wanneer ons swak voel, dat hy vir ons eendag sal gee wat ons nodig het, en ons kan die Here herinner in ons gebede. Maar dan is dit ook vir ons belangrik om te gaan vergewe, omdat Jesus so baie goeders vir ons gegee het, moet ons ook ander mense hulle sondes wat hulle teenoor ons doen, vergewe. Kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie vir die storie wat ons weer gehoor het. Help ons om te vergewe, help ons om altyd te doen wat U wil hê, en Heer, kom wees by ons, laat ons raak sien hoe U ons help. Kom gee vir ons wat ons nodig het, en staan ons by elke dag. Selfs wanneer dit moeilik raak, help ons om aan te hou. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, God seën die wat aanhou vrede maak.